Welkom by Koffie vir Twee, waar moederskap, vrouwees, huwelik en totale chaos saam bestaan. Dis regte lewe, dis lag terwyl jy huil, dit is koffie vir twee. Ek sal ons so verwelkom, welkom by episode 17 van Koffie vir Twee. Ons het vandag actually ons koffie hier by ons, wat baie exciting is. So, dit is ons koffie wat ons nou elke week op die podcast drink. Dis ook die koffie wat ons in die huis gebruik elke liewe dag. So ons recommend dit nie net omdat dit ons produk is nie, dis actually flipper lekker koffie. Dit het soos omdat ons het nou die dag toe draai ons mos 'n ander koffie. Ja, en 'n soos food flavor tipe. Hierdie voel vir my soos 'n dis baie smooth. Dit proe nie gebrand nie. Ek weet nie hoe om te En dit is ook nie soos daar's hints van flavor, maar dis nie 'n flavored koffie nie, as ek dit so kan sê. Ja. En ja, ek like dit want ek is nie mal oor flavored koffie nie, om eerlik met jou te wees. So wat ek like van die koffie is jy kan dit vir 'n iced koffie ook gebruik en dan soos 'n stroop bygooi. So ek voel hierdie koffie kan letterlik soos jy kan hazelnut stroop, vanilla, wat ook al, dit werk lekker som enigiets. Maar dis ewen lekker sonder stroop. Ja, so Ek drink wyne. ja, en jy drink dit partykeer swart ook. Dis So waar. ja, nee, ek love dit is regtig, dis lekker koffie. En die naam, Ja. die Motherhood Blend, Ja. nê? Dit voel net vir my dis so van pas wanneer soos 'n maas kort koffie, jy kan nie die lewe alle deur kort gaan koffie. sonder. En ons het decaf. Ek wil net sê ons het decaf, so Want as jy swanger is jy 'n ma. ja, en die ding is ook ek het baie keer was ek lus vir nog 'n koppie koffie in my swangerskap, maar dan obviously jy hou maar nou in gedagte die aantal kafeïne wat jy inneem in 'n dag. So decaf kan dan baie lekker werk. Hy is 'n klein bietjie duurder, maar ja, net so lekker. Al is hy decaf. Kan jy onthou hoeveel vra? Ek dink is R135 Vir hierdie pakkie en dan die decaf. R250. Ja. En dan die decaf is R155. Yes. En dan delivery R50. Ja. Okay. En hulle kan ons net DM. Ja, so ek weet nie die webwerf ding sal ons nog uitfigure, maar andersins kan hulle net vir ons 'n boodskap stuur en order. En ek is excited vir mense om dit saam met ons te try en soos Dis net vir my so cool om te dink, okay, dat soos hierdie koffie drink ek en jy. En dit voel soos iets special wat ons nou share met die mense. Ja. maar dat hulle dit ook gaan drink en soos wat ons soos ek weet nie, dis net vir my so cool. Maar weet jy wat is nog meer cool? As hulle sê nou maar mense na hulle toe nooi en hulle kuier oor dieselfde koffie as wat ons doen. Dit is cute. Okay, maar anyway. so, ek het gedink ons moet 'n video doen want ek voel as 'n eerste keer mamma daar's so baie mense se advies en raad en eerlikwaar weet jy nie eintlik vir wat om te luister, vir wat om nie te luister. So obviously vandag ons gaan net ons experiences deel. Maar dat iemand dalk na hierdie video kan kyk en soos dat dit hulle kan prepare vir soos wat of om te verwag as jy nou 'n eerste keer mamma is. Dan gaan ek sommer wegspring met die vragies. Okay, so die eerste een sê, die eerste een gaan basically oor kraam wat niemand jou regtig vertel nie. So hoe het jy geweet dat jy in kraam begin gaan? Ek het altyd gedink kraam is soos net baie intense periodkrampe, maar dit is nie. Dit is soos jou hele maag trek in 'n spasma. So jy het met albei jou geboortes scheduled C-sections gehad, so jy het nooit kraampyn ervaar nie. Nie met Malachi nie, met Nina het ek, want dis hoekom ek sy op 38 weke is, want ek het in kraam gegaan. Jy's reg. Ja, ek het in kraam gegaan, maar dis nie, ek het dit nie intens ervaar nie. Ek het net geweet ek is in kraam. En ek het 'n scheduled C-section gehad. So ek wou nie normaal kraam verstaan, Ja. want Maar hoe het jy geweet jy is in kraam? Was dit net soos ligte pyne, soos verduidelik bietjie soos hoe dit vir jou gevoel het? Soos hoe verskil dit van intense period cramp? Soos hoe het jy geweet dis nie net gewone krampe nie, maar jy's actually in labour? periodkrampe voel vir my as hier onder en dis soos steekpyne half. Waar kraampyne, ek weet nie, jy was in kraam, maar vir my was dit soos my hele maag het styf getrek. So dit was soos my hele bump. Soos imagine die spiere is soos so oor wat soos in 'n kramp trek. Dit is hoe dit vir my gevoel het. So dit was dit was nie vir my seer nie, want ek meen dit was soos early labor. Weet jy of jy enigstens al gedaailheid was toe
soos 1 sentimeter. Maar weet jy wat weird, nee? Toe ek by die hospitaal kom, was ek 2 cm gedilate, wat nie eintlik ver is nie, dis obviously nog baie klein. Maar my kontraksies was al die intensiteit van wanneer jy moet begin druk. So, letterlik soos toe ek by die hospitaal kom, het ek gedog, ek is al, kom ons sê nou maar 6 cm gedilate, toe sê hulle vir my nee, soos jy is 2 cm, maar op die monitor kon jy sien, want jy kan sien tot waar die kontraksies piek, Ja. en letterlik waar dit soos peak en intensity was my kontraksies gewees. Maar basically hoe ek eintlik geweet het ek is in kraam, is nie noodwendig, ja ek het kontraksies gekry, maar jy kry ook mos Braxton Hicks, ek weet nou nog nie Yes. eintlik wat die verskil is tussen die twee nie, ek kan nie eintlik vir jou sê nie, maar ek dink Braxton Hicks is bietjie meer soos kramperig. Hulle sê Braxton Hicks, hoe jy die verskil kan sien is soos, kom ons sê jy gaan vat 'n warm stort of jy verander die posisie van hoe jy lê of jy doen soos jy beweeg of wat ook al, Ja, dan gaan dit dan weg. gaan die pyn weg. En is ja. nie so consistent nie. Waar kontraksies is, dis ook hoe ek geweet het, is soos ek het begin soos elke 20 minute en toe is dit elke 15 minute Ja. en elke 10 minute. Ons het dit ook elke keer as want ek onthou op Kersdag het ek nog gedog ek gaan in Labour in en ek weet nie of ek hierdie al vir gesê nie, maar toe maak Michael nog die joke, dis hy soos ag damn, nou gaan hy nie lekker kos kan eet nie. Want sy mal het al die kos en alles al reg gekry. Maar so elke keer as ek gevoel het soos ek begin, kom ons sê nou maar krampe of wat ook al kry, dan het ek dit ook getime of kom ons sê nou maar 'n kontraksie. En dan as dit nie consistent was nie, dan het ek my nou nie daarin gesteer nie. Maar hoe ek regtig geweet het ek is in soos Labour was ek weet nie of jy al gehoor het van die Bloody Show nie. Maar ek het die oggend badkamer toe gegaan en toe was daar kind of soos dit was baie min. En nou nog 'n ding, backtrack bietjie. Baie mense het gepraat van jy verloor jou mucus plug. Nou ek het dit nooit gesien nie. So dit moes seker gebeur het sonder dat ek weet dit was of baie min of ek het dit net gemis of wat ook al. So maar in elk geval, die oggend wat ek dink die oggend voor ek in Labour gegaan het, het ek my soos die Bloody Show gehad. So dit is soos 'n bietjie bloederigheid in jou soos piepie of wat ook al. En toe wou ek dadelik dokter toe gegaan het, maar toe sê Michael soos as die kontraksies, jy kan al jou Bloody Show hê, maar as jou kontraksies nog steeds nie consistent genoeg is nie, dan hoef jy nie al dokter toe. Wel, in my geval het ek toe nou nog nie dokter toe gegaan nie. Yes. Maar dit was vir my die grootste indication van okay, die proses is nou besig om te begin. Hoe voel kontraksies regtig? Jy het dit nou kind of goed gesê. Ja, dit voel net soos jou hele bump trek en is vas. Ja, want baie mense het al gesê dit voel soos erge period pains, maar ek dink nie dit is. Wel jy kan seker die onder, maar 'n period pyn voel vir my is regtig soos 'n skerp, soos jy kan vir my, ek wel myne, soos ek kan letterlik soos dit in my kop het ek hierdie prentjie van my eierstokke trek, soos pyn. So dis hoe dit vir my voel. Waar 'n kontraksie was vir my as jou hele bump mos spiere om met daai spiere. Alles trek saam, ja. Okay, En jy kan dit voel. Ja. So dit gaan op en dan piek dit en dan gaan dit weer af. Dis presies. Iemand het 'n video gemaak waarin hulle gesê het en ek dink dis 'n eintlik 'n baie goeie beskrywing. Dit voel soos 'n golf wat inkom, soos golwe van die see wat inkom. Hy begin so super stadig en dan soos dit jy sê dan hy soos 'n piek en dan relax hy weer en dan is die water al weer stil. Soos Ja. en dis ook ja, ek weet nie, ek voel dis half 'n goeie beskrywing van dit begin baie soos jy voel dit aankom en dan is daar 'n piek en dan Ek het letterlik, want toe gaan ek ongevalle toe. Want hulle sê toe vir my ek moet eerder inkom. En dan kan ek dit voel en dan sê ek vir my ma, okay, dit begin nou en dan kan sy sien hoe klim dit en dan gaan dit weer af. Dis presies en op die monitor ook, dit is letterlik soos wat jy dit begin voel aankom, dan sien jy op die monitor daar begin dit gaan. Maar ek dink, ek onthou daar's kere wat ek na daai monitor gekyk het, wat dit soos bly, hoe kan ek verduidelik, dit gepiek en dan bly dit daar, Ja, voordat dit eers begin, so lang yes, dan weet jy soos, okay, daai was, of dan weet Michael hoor ek het nou pyn gehad, soos dit was 'n erge kontraksie geweest. Okay, hoe weet jy dit is tyd om hospitaal toe te gaan? Ek sal sê as jou, soos wanneer ons gegaan het, was toe my kontraksies consistently 5 minute uit mekaar uit was. Daar is 'n reël soos 'n 5-1-1 of something. Het jy al gehoor van dit? Ja, Wat dit soos 5 minute, elke 5 elke minute ja, elke vir 1 minuut lank
vir 'n uur lank. Ja, vir 'n uur lank, dan weet jy moet hospitaal toe gaan. Ek was ook bang dat as ons daar kom dat hulle dalk vir my gaan sê, soos hulle gaan my nie opneem nie, dis waarvoor ek baie bang was. Maar toe gelukkig, ek dink kyk ek was nog nie ver gedaai uit nie, maar omdat my kontraksies so intens was, het hulle gesê soos okay, hulle gaan my klaar opneem soos ek kan maar nou daar bly. Waar ek baie bly is. En jy moet vir my sê soos ja of nee, nê? Veral met die petrolpryse nou. As julle, want julle het wat 45 minute weg Ja, van die hospitaal af gebly. So kom ons sê jou kontraksies begin nou so raak en jy gaan hospitaal toe en hulle stuur jou terug. Kry net 'n hotelkamer. Soos moenie Of huis toe kom. seker as jy vir hulle sê, hoorie, so ons bly soos 'n uur se ry of 40 minute se ry of wat ook al van die hospitaal af, dalk sal hulle jou dan, soos hulle gaan jou nou nie in die soos active, soos labor wat ook al kamer, ek weet nie wat noem hulle dit, hulle gaan jou dalk nou nie daar hou nie, maar dalk kan hulle, ek weet nie, soos somewhere net plan maak dat jy nou nie hoef te, want ek sou nie terugkom huis toe as hulle vir my gesê het ek moes nie. Ja, ek weet nie, vir my is dit net soos kry dan net 'n hotelkamer vir soos wat ook al, want die petrol wat jy gaan terugry en dan weer Ja, nee, ek stem saam met jou en die kans dat as jy nou terugry, jy verder daai lei en goed, soos nee, dit is net, dit sal stupid wees. Okay. Wat het jou die meeste verras van kraam? ek weet nie, want dit voel vir my ek het C-sections gehad, so dit is Maar iets wat even in my, want obviously ek het nou 'n emergency C-section gehad, so eintlik die hele kraam het my verbaas, maar in elk geval ek was mentally glad nie prepared vir 'n C-section nie, maar ek's ook super bly eintlik dat ek nie vooraf navorsing gedoen het of video's gekyk het nie, want ek het geen expectation gehad nie. Soos en ek het ook nie vrees gehad vir wat, want ek het nie geweet wat hulle doen nie, as jy verstaan wat ek sê. Waar ek voel baie keer mense wat dalk C-sections kry, gaan kyk super baie video's voor die tyd en ek voel as jy presies weet wat daaronder gebeur, dan is dit, ek weet nie, dan dis vir my scarier. Ek's nou daai iemand soos YouTube Wat video's gaan kyk het oor sien ek maar sal nie nie kan nie. soos C-section vlogs. Ek het nie gaan kyk soos Ja, hoe hulle nou nie. sny en goeders nie. Ek het gaan kyk wat hulle sê, okay, nou kry hulle die epidural nou, of die spinal en nou gaan hulle soontoe en Ja, dan laat so- jy weet wat half om te, soos Ja. die verloop van gebeure. Ja, so ek het dit sodat ek weet wat om te verwag. Want ek is baie bang vir naalde. O ja. So ek wou soos presies alles geweet het. Ja. Maar ja, Iets wat my baie verbaas het, is ek het nie verwag hoe erg ek gaan soos die shakes hê nie. Ja. Soos ek het al video's gesien van mense wat sê jy kry soos labor shakes. Maar even soos mense wat normaal kram, dan begin hulle so super erg te bewe. En ek was net, ek weet nie, ek het nie gedink dit gaan ek wees nie, maar ek het die hele tyd wat ek daar gelê het, soos ek kon nie ophou bewe nie. En in my kop was dit soos, hoe gaan hulle aan my werk terwyl ek so bewe, soos Ja. nou sny hulle iets wat soos, ja, hulle maak 'n foutjie of iets, omdat ek nou bewe, so ek was bang oor dit, maar dis wat my met verras Melly het. het ek baie soos gebewe, maar ek het Bernard vooraf gesê want hy het dit nie geweet nie. Dis ek soos ek gaan bewe, ek is fine, soos chill. Met Nina het ek maybe vir soos 2 minute gebewe en dis ek fine. Maar met Melly het ek soos ek het letterlik so Maar is daar iets wat hulle vir jou kan gee, laat jy net soos kalmeer? ek weet nie. Maar hulle seker al in Maar die ding anyway is ek dink gewoond dit aan is dit net ook. soos die spinal en alle so dis Jou liggaam is obviously onder baie en soos adrenaline en goed. Okay. Wat gebeur as jou geboorteplan verander? So ek dink hierdie is vir my nogal 'n groot een. Baie mense het vir my gesê soos prepare jouself van die begin af mentally voor soos dat dit either way kan gaan. En ja, ek kon myself seker 'n bietjie beter prepare het. In die oomblik toe hulle vir my sê hoor ons gaan moet 'n keiser schedule, was dit obviously baie hartseer en ek wou soos obviously dis nie die way wat ek wou hê dit moes gaan nie, maar in daai oomblik was ek, want toe's ek al ek weet nie 40 ure in kraam. En ook soos hulle het vir my gesê kyk, daar is iets fout, die feit dat hulle my water gebreek het en ek toe half kleiner, soos ek het nie ontsluit nie, dit het soos, verstaan, dit het in die verkeerde way gegaan, soos ek het kleiner geraak, het hulle gesê, daar is iets fout, en in die oomblik was dit soos no questions asked, ek het net, soos ja, dit was sad en ek was emosioneel, maar ook ek dink, soos
ek was super emosioneel, maar meer oor soos want die hele environment is obviously nou baie intens, soos jy het al kontraksies vir 40 uur, jy is op 'n punt waar jy smeek vir pynmedikasie, maar hulle kan niks meer vir jou gee nie, want anders kan dit die labour so stadiger maak. So al die emosies, soos dink ek, het my net bietjie overwhelm, maar ja, in daai oomblik het ek nie omgegee oor my geboorteplan nie. Ek was net soos, kry hierdie baba uit, nommer 1, en ook obviously soos haar veiligheid kom eerste. So ja, ek weet nie, ek sal sê, kyk, dit is in die Here se hande, dit is nie, as jou geboorteplan nie uitwerk soos wat dit moet nie, daar's niks wat jy soos aan dit regtig kan verander nie. Soos jou baba gaan kom hoe die Here dit beplan het, en obviously het ons nou na die tyd uitvind, haar naaldstring was om haar nek en goed. Ek onthou net, want in daai oomblik was ek soos, Here, ek het so baie oor hierdie gebid, hoekom het dit nou soos half so uitgeloop, soos glad nie hoe ek beplan het, of wat ook al, of glad nie my planne nie. En toe na die tyd, toe besef ek en Michael, en in daai oomblik was ons ook so, maar kom ons vertrou die Here dat daar regtig 'n rede is hoekom dit so gebeur. En toe na die tyd het hulle dit vir ons gesê. So ek dink ja, vertrou net die Here. Ja. Want jy kan nie, soos jy kan 'n plan hê, maar ja. Okay. Ek weet nie of ek daai vraag ewen reg geantwoord het. Ja, Voel ek ek het hom so. geantwoord. Ja. Okay. Wat se pynbeheer opsies is daar? Wat het hulle vir jou gegee? Kan jy onthou? Ek het 'n keiser gehad, so hulle het net vir my spinal gegee. Ja, en dan, ek weet, hulle het vir my so, ek weet nie wat noem mens dit nie, maar dit is soos 'n masjienkie wat jy kan druk, Daai tens masjien. maar jy kan hom ook net 'n sekere aantal keer in 'n sekere 'n tyd druk. morfine masjienkie. Nee, die morfinemasjienkie het hulle vir my gegee na my Ja. keiser. Maar daar was sulke knoppie dingetjie, maar sy het ook vir my gesê, jy kan hom net, maar ek weet nie hoe waar dit is dat daar actually pynmedikasie daarin is, en of is dit net soos 'n mind ding nie. Ek weet nie. Maybe, want ek meen, hulle sal nie vir jou gesê, want ja, ek sal hy. Ja, ek het, daar was 'n stadium met my kontraksies so erg was, toe ek uitvind, want sy het vir my gesê, okay, moenie hierdie ding soos super overuse nie, soos net regtig as jy pyn het, druk hom. En ek het regtig getraai uithou, maar toe hulle vir my sê, ek kry 'n keiser, yes, toe druk ek daai ding asof dit uit die motor. Ek was Speel PlayStation met jou. Ek onthou, ek was nog besig om kontraksies te kry, terwyl hulle by prep soos geprep het om in die teater in te gaan. En nou kom die dokter na my toe en sê, wil ek moet 'n vorm invul, en ek is net soos, ek kan nie nog, as ek nog een kontraksie moet kry, is ek was soos, ek gaan dooi. Maar terwyl sy nog met my praat, ek moet papiere invul, maar ek's glad nie by nie. Ek weet nie eers wat het ek op baie papiere geskryf nie, maar ek onthou net, ek druk daai knop, want hulle vat nogal 'n rukkie om jou te prep, mos nou in teater in te gaan. En in daai stadium wat hulle besig was om my te prep, het ek nog steeds kontraksies gekry, maar dit was nie soos voorheen wat ek kon opstaan, of soos deur dit mooi kon asemhaal, soos ek moes lê in daai bed, terwyl ek nou wag om in die teater in te gaan. So dan kry die jou of jou spinal gegee in die teater of in die kamer? in die teater. In die teater, ek onthou ek moes nog vooroor sit in die teater. Yes, maar baie van dit is al soos uit my brein uit. Want wat moes ek nou mooi gesien het dink. in een van jou video's, hulle het jou met die bed teater toe gevat. Ja. Ek moes loop van my kamer af teater toe, self soos gaan sit op die staalbed. Nee, ek sou dit nie kon maak nie, want toe ek op daai bed gelê het, was ek besig om kontraksies te kry. En ek sou nie kon loop nie. Ek dink hulle het geweet ek sou nie kon loop nie. Nee, maar ek sien hulle so stoot altyd. Ja, so ek weet nie eintlik nie. Ek weet nie of dit dalk net by julle so nie, maar yes, as ek moes loop, ek sou dit nie Ja, ek is gemaak het. Want nou sit hulle sulke goed op my bene. So ek so sulke pompmasjienkies. Sit hulle op my bene, so ek loop met dit, my drip, alles loop ek What? teater toe, klim self op die. En What the het hulle heck? jou bed toe jy gaan lê het, voordat soos alles begin het hulle jou bed ook so 'n bietjie getilt. Nee, nie wat ek Hulle het kan my onthou bed so 'n nie. bietjie getilt want as jy mos op jou rug lê, dan druk die Ja. baba mos iets toe. Toe het hulle my bed so 'n bietjie getilt. Nee, maar ek onthou net letterlik al wat ek kan onthou van toe hulle my daar gestoot het, is ek het op my sy gelê. Soos dis al wat ek en verder, ek weet nie, my brein het alles soos kind of uitgesny. Want dit was ja, ek weet nie, alles het so vinnig gebeur. Okay. Wat sal jy volgende keer anders doen? Sien, dis vir my 'n challenging vraag, want soos ek voel ek sou niks anders gedoen het as ek weer soos
gekraam het in Kanada nie, want al die proses lyk maar pretty much dieselfde. Waar hierso gaan dit, as ek weer hierso kraam, dit gaan vir my heeltemal 'n ander experience wees. Ja, ek hoor wat So jy sê. ek weet nie. Honestly, daar's niks wat ek anders sou gedoen het nie, soos dit wat anders uitgewerk het as wat ek wou hê dit moes, soos dis nie in my hande nie. So ek dink in anyway daar's niks wat ek kon change nie. Soos ek het alles van my kant af gedoen wat ek kon, soos ek het so lank as moontlik probeer om normaal geboorte te gee en as dit net nie gebeur nie, soos dan ja, dit is buite jou hande. Die een ding, ek weet en ons het dit al in 'n vorige podcast gesê, maar soos daai wat hulle sê van ja, maar first time moms over prepare. Soos over prepare eerder as wat jy Under prepare, dis ek stem saam met jou. Want jy kan eerder goeders huis toe bring. Ja, dis 'n slep, maar jy kan eerder goed huis toe bring as wat jy daar lê en sê, ek wens ek het 'n waaiertjie gehad of ek wens ek het 'n swart die waaier het my die waaiertjie het my gered. Nee. Maar iets wat ek 120% sal recommend vir enigiemand wat normaal geboorte wil gee is 'n bathing comb. Ek weet nie of jy gesien soos dit al gesien nie, maar dit het soos as 'n pain relief het dit vir my soos so baie gedoen. En baie mense was soos mense het maar gevra wat het jy met die kam gemaak? Soos verstaan. Okay, so dit was nou oor kraam. Dan die volgende topic basically geboorteverhale, verwagting versus werklikheid. Ek dink nie ons hoef al hierdie vrae te antwoord nie, want ons het kind of nou op dit getouch. Laat ek dit vinnig hierso sien. Hoe emosioneel was die ervaring? Soos hoe emosioneel was geboorte vir jou? Ek dink dit was emosioneel soos oor soos obviously soos ek weet nie vir my ek was bang geweest. So dit was heeltyd vir my soos okay, ek het hierdie ding in my kop van soos ek moet net deur die reën kom. Ek moet net deur die reën kom en wat ook al. Soos dis is okay, daar was twee goeters wat my heeltemal uitgestres het uit daai hele keiserheid. En dit klink baie stupid, maar dis my drip geweest en my spinaal. Maar so ek het gesê as ek deur daai twee is dan of worry ek dan kan hulle doen net wat hulle wil. So ek dink oor jy heeltyd half soos bangerig is en nervous is, as al daai goeters klaar is en jy lê daarso, dan is dit al soos emosies vat net oor want jy's nou net soos hoe kan ek sê jy relax nie, maar dit is soos okay, dis nou jy's nou in dit, soos dis nou fine. So al die adrenaline alles en alles. En dan ook as hulle die baba uithaal en daai paar sekondes wat daar geen geluid is nie, dit was vir my stresvol. En dan as hulle begin huil, dan huil jy, want dan sit nou soos okay, dis nou al emosies kom crash en wat ook al. Ek wil net sê soos daai spesifieke oomblik wat jy jou baba begin hoor huil, soos ek weet nie, dit sal die rede wees hoekom ek soos 10 kinders wil hê. Want ek dink daai ewen nou man het te dink soos dit ek weet nie die emosies wat ek in daai oomblik gevoel het. Soos ek dink nie jy kan dit vir iemand beskryf nie. Dit is soos ek weet nie, dit is dankbaarheid, dit is liefde, dit is letterlik net iets van alles. Was jy lief vir in daai oomblik? Ja. Soos ek weet nie hoe te verduidelik nie, maar dis hierdie weird konsep van soos nou begin sy huil. Obviously jy weet nog nie hoe sy lyk nie, maar soos jy klaar deur net om ons stemmetjie te hoor is soos en ewen om ons stem te hoor, dis hierdie hele konsep wat jou brein soos nie kan, ek weet nie hoe te verduidelik nie. Soos ek hoor jou. Want obviously jy weet nie hoe ons stemmetjie gaan klink nie en as sy begin huil soos ek weet nie, ek kan dit nie ek kan nie die gevoel verduidelik nie. So dit was vir my baie emosioneel. En dan ook obviously toe hulle nou vir my sê ek gaan 'n keiser moet kry, ek sal sê daar het ek nogal so hoog emosies, emosies gehad. Maar verder ek weet nie of is daar dalk 'n manier hoe jy jouself emosioneel kan voorberei, maar ek voel nie jy kan nie. Dis maar net 'n rollercoaster van emosies en just go with it. Soos moenie try iets onderdruk of over exaggerate, just feel. En baie mense het my ook gevra soos nou obviously
na geboorte, soos hoe gou sal ek gemaklik wees met mense wat soos kom hallo sê en alles en ons het al oor dit gepraat. Maar ek dink soos vir my was dit ook net soos ek gaan dit vat soos wat dit kom. Soos as ek daar is, sal ek kyk hoe ek voel. En ek dink dis maar die beste manier om hierdie hele situasie te approach. Okay, wat was die mooiste oomblik? Ek sal sê daai presies daai wat sy soos begin highlight. Soos dit was net of eintlik toe hulle haar by my langs my kop kon neersit en ek kon soos oor piek en nou haar gesiggie sien. Dit was vir my soos amazing. Met die mooiste oomblik vir my met Malachi was toe ek hom vir die eerste keer vashou in recovery. Want dit het al daai liefde en goede soos net ingekom. Maar met Nina, my favorite memory was toe ek Nina en Malachi aan mekaar voorstel. Ek letterlik kry hoendervleis, dit is flip en eintlik het jy dit op video gekry. Ek het. Ek wil Mens kan nie sien, regtig soos baie sien nie, want dit was bietjie ver, maar soos hy wil net deeltyd soos sy sussie sien en op my klim en dit was my baie. Ek wil daai video sien. Okay. Watter raad sou jy gee vir 'n eerste mamma, soos 'n ander eerste keer mamma, as dit kom by geboorte? Ek sal net sê soos die enigste ding wat jou gaan rustig maak voor geboorte is om te bid. Soos ek het so baie oor geboorte gebid en even al het dit nie uitgedraai soos wat ek presies wou hê nie, ek was rustig in die oomblik. Soos toe hulle vir my gesê het ek moet 'n keiser kry en wat ook al, soos ek het geweet, okay, dit is wat moet gebeur. Verstaan? So ja, dit het nie dalk volgens plan verloop nie, maar ek het die rustigheid gehad wat ek nodig gehad. Want gewoonlik soos jy ken my met my soos routines en my planne en goed en ek voel as dit ek was, soos as ek nie super baie daaroor gebid het nie, sou ek in daai oomblik uitgefreak het. Waar ek was rustig, soos ek was sad, maar ek was rustig. En dit is soos buite my karakter. Dit is nie eintlik hoe ek is nie. So ek sal sê bid net super baie oor geboorte. Dis wat ek sal sê. En ek weet nie eintlik. Ek sal sê ook moenie bang wees om vir hulp te vra nie. As jy hulp kort om jou baba neer te sit om te borsvoed, as jy hulp kort om op te staan om te gaan piepie, as iets ongemaklik is of jou baba huil en jy kan nie lekker beweeg nie, soos moenie bang wees om vir hulp te vra nie, dis wat ek sal sê. Ja, en ek wil net weet soos as jy soos half bang is en soos dis heel normaal, jy sal baie friekie wees as jy nie bang is nie, maar soos ek weet nie eintlik dit voel vir my ons het al so baie van soos over prepare eerder as ander prepare. Voel jou gevoelens. Die een ding wat ek ook wel kan sê is soos as jou partner soos jou man obviously soos baie supportive en goeders is soos lean on him. Soos ek het al so baie video's gesien, dan dit soos of die ma of die man wat soos die vrou help om haar eerste stort te vat of wat ook al. Soos moenie bang wees om vir hulp te vra nie. Soos jy mag soos hulp nodig hê in daai oomblikke. Ek onthou, praat van die eerste stort. Ek het vooraf, dis ek soos vir Bernard soos luister uit, hierdie gaan messy wees, soos daar gaan bloed wees, dit gaan soos 'n moord sien, soos everything, jy moet jouself prepare, want ek gaan jou nodig hê, en hy sê, nee, dis reg, en toe ek my eerste shower gevat het, het hy my soos, hy het soos, jy braai, ek noem my die paardepads, hy my gehelp aantrek, dit was bloed oral, dis soos, en jy's baie intimate in daai oomblik. Yes, jy verstaan nie, soos, en toe ek geshower het, hy het my in die shower, en ek meen, soos wat die water loop, obviously, soos, jou sny bloei nie noodwendig nie, maar soos, jou downstairs bloei, en Bernard het nie een keer gelyk asof hy gaan uitpaas, of enigiets, en hy het my nog steeds so mooi laat voel in daai oomblik, en ek sê soos, dit lyk asof ek soos vermoor is, maar hy het net, dis amazing. Ek dink, prepare jou man vir sulke goeders, soos die shakes, want hulle weet nie wat aangaan nie, want vir hulle ruk jy, en hulle soos dink, jy is besig om dood te gaan, sê vir hulle, daar gaan baie bloed wees, daar gaan alles en alles wees, weet jy wat is nog 'n ding wat jy jouself moet voorberei, maar dis as jy
'n keiser het en ek weet nie of hulle dit hier doen nie, jy moet vir my sê, maar na ek my keiser gehad het, dan druk hulle op my maag Ja. om te kyk of daar bloed uitkom. Soos onder, want as hulle so druk dan kom daar bloed onder uit. Maar hulle doen dit 'n paar keer. So na ruk is daai pyngoeters al afgewerk en dan druk hulle op jou maag ook om te voel soos want jou uterus moet nou krimp. So dan druk hulle soos hard op jou maag. En Ja. dit is Dit het nie, hulle het dit nie soos met my gedoen nie. Die enigste ding wat ek kan onthou soos maag gewys wat hulle gedoen het is hulle het, ek kan nie onthou was dit elke keer in die oggend of wat ook al nie, maar hulle het my in my maag ingespuit wat soos help met bloedklonte of something Wow. of ek weet nie wat nie. Maar nou klink dit baie scary, maar in daai oomblik soos omdat jy jou liggaam deur so baie is, was dit soos die laaste van my worries. Ek was so spyt my en ek worry nie, dis soos baie. met soos 'n gewone spuitjie. Soos 'n naald. Hulle het Soos my 'n soos groot met 'n naald in my maag ingespuit, ja. Of soos 'n klein naaltjie. Nee, nie soos 'n klein naaldjie nie, soos 'n groot een dink ek. Jy Ek sal kan nie laat ek terug gaan Kanada toe vir geboorte. soos 'n kleintjie vir groot, ek wil net seker maak. Maar of ek kan nou nie onthou nie, maar ek onthou net soos vividly, maar dis 'n dun naald, maar ek dink hy's lank. Ek kan nie onthou nie. Wat hulle my in my maag elke keer ingespuit het. Maar soos wat ek sê, jou liggaam is deur so baie en veral na die kontraksies wat ek gehad het, was niks vir my. Soos alles compare teenoor dit was vir my nie seer nie. En ook 'n funny ding is, ek het altyd gedink ek het 'n super lae pyntolerance, want as ek na my toon stamp of 'n bysteek me of wat ook al, soos ek was soos ek het my pyntolerance is baie laag. Maar toe die vrou my kontraksies sien, toe sê sy vir my jy het eintlik 'n blerrie hoë pyntolerance. Soos jy lyk nog okay, soos mense wat gewoonlik hierdie intensiteit van soos kontraksies het, soos kan amper nie eers flip en asemhaal nie. So nee, toe besef ek eintlik hoe hoog my soos pyntolerance eintlik is. Maar wat ek ook wou sê is jou liggaam verbaas jou met wat dit soos tot wat dit capable is, as dit sin maak. Okay, so hoe voel jy die eerste aand by die huis? Ek sal sê dit is 'n bietjie overwhelming. Obviously jy het nou hierdie nuwe klein lyfie en jy's versigtig en as hulle huil, soos jy ken hulle nog nie goed genoeg om te weet, okay, maar waaroor huil hulle? So ja, ek weet nie, dit is nogals 'n bietjie stresvol, maar ek dink daai wat hulle sê van moederinstinkte wat inskop is regtig waar. Trust your mother. Maar weet jy wat die ding? Michael het my eintlik verbaas want hy het meer die lead gevat op dit want ek was super angstig. Die eerste keer toe ons by die huis kom en sy huil soos ek was regtig angstig geweest en hy's die een wat bietjie meer soos toe of ek wil sê kalm was en gesê het okay, kom ons figure uit wat aangaan en soos waaroor sy huil, so ek het hom in daai oomblikke definitief baie nodig gehad want ek was nie goed om soos alles te navigate nie. Bernard het ook soos met Malako, ek onthou die eerste aand, soos ek het dadelik toe ek by die huis kom toe ek gaan slaap. Want dit is net jy's doodmoeg. Ja. En Bernard het soos want ons het in 'n dubbelverdieping gebly. So dan Bernard elke keer van ons kamer af kom bys toe gegaan. Dan het die bottels reg gekry, alles en dan het hy weer opgekom en hy het seker gemaak ek is fyn. Maar ja, ek dink meeste kere dan ek weet nie of dit vir jou so was, maar dan kom jy by die huis en soos okay, jy moet dit doen, soos dis wat jy dink, maar eintlik slaap hulle die hele tyd, so jy kan eintlik net op die bank sit met hulle. Ja. En dan sit jy, vir my was dit soos okay, maar wat nou? Ja. En ek onthou met Bernard, toe ons by die huis gekom het met Melly, toe sit ons op die bank, maar ek is hondseer, en ek kan nie lag nie, want is seer, alles trek, en ek het 'n kussing, en ek en Bernard dit net toe, soos begin lag. Ja. Soos, dit was een van my favorite oomblikke, soos, ek weet nie hoekom het ons gelag nie, ons het net soos, as ons mekaar kyk het ons gelag. En toe, ja, Iets wat ek wel daai sal sê is met die kussing ding, wat jy ook raad wat jy aan my gegee het, is soos, as jy, want ek voel, jy is baie hardlywig nog, hulle het, ek weet nie van jou nie, maar hulle het vir my soos 'n setpil in die hospitaal gegee, wat jou maag weer begin laat werk en goed, maar dit is tog 'n bietjie ongemaklik, so wat super lekker gewerk het, en ek was hardlywig vir een of ander rede, vir 'n hele rukkie eintlik na die hospitaal, en ewen nou nog om eerlik met jou te wees, soos, dit voel vir my asof ek, vandat ek geboorte gegee het, super hardlywig is konstant.
Ek weet nie of is dit soos 'n anyway, maar wat goeie raad was is daai wat jy gesê het, soos gaan met 'n kussing badkamer toe en sit dit soos oor jou sny, soos sit dit daarvoor of ewen 'n handdoek of net iets om bietjie soos want jou maag voel ek, jy het nie die maagspiere om te Nee. druk nie. So dis 'n baie TMI, maar dit het baie gehelp. Daar was ander tips, jy het so 'n hele lys van tips vir my gestuur wat eintlik onthou jy dit? Ek kan Ons moet dit eintlik een of Jy ander moet dit tyd kry, share. Anke. Ja, ek sal dit kyk, ek gaan kyk op ons Ek WhatsApp gaan chat, kyk. maar een van dit was soos gaan met 'n kussing badkamer toe. Dit het of met 'n handdoek of wat ook al. En selfs as jy ry in die kar. Ja, Net yes, want dit en hou net ek so wat vol. mos nou voor 6 weke gaan staan en bestuur het. Ek maak 'n video van come run errands with me en almal begin my te WhatsApp, jou ma is ook soos, Anke, jy mag nie bestuur voor jy 6 weke soos postpartum is Maar hulle nie. het nie vir jou gesê Hulle het dit nie vir my gesê nie, so ek bestuur lekker rond die hele dorp vol en almal is soos, Anke, jy mag nie bestuur nie, maar in elk geval. Okay, watter baba items het jy regtig gebruik? Soos in daai eerste soos daai 'n eerste swaddle oomblikke. blanket. Soos ek het baie soos die swaddle. Swaddles, ja. Kry iets wat jy die baba in kan sit, soos daai Daai pod. ja, Ja, soos 'n dit pod werk super lekker as hulle 'n gesnuggle. newborn is. Dis ewen al sit jy die pod op die bank of jy sit dit op die Ja. bed of jy kan dit ewen in die pram sit want die pram is gewoonlik mos nou obviously nog te groot. yes. Dan kan jy hom in die pram sit en hulle lê in die pram. Dit werk Dis super net lekker. iewers om hulle veilig te hou en soos ja. So ek sal sê die pod, ek het die swaddle baie gebruik. Daar was nog iets. Ek het 'n sandmasjien gedoen. Ek probeer dink wat was nog vir my soos baie waardevol. Bottle sterilizer as jy Ja, bottels bottle doen. sterilizer, ja. Iets wat ek probeer dink wat het ek dit voel asof my brein soos ek het so min geslaap in daai eerste fase dat my brein soos niks kan onthou nie. Onesies, soos het baie onesies. Maar ook onesies met 'n zip, nie Ja, met die knope zip nie. een En wat is. van onderaf ook kan oop zip, Ja. dat jy nie hulle borsie hoef oop te hê nie. Ja, 'n missie. ja. Kan jy want my Yes, kinders die is hospitaal het in vir my 'n lelike missie gegee. Ek was soos flip nee, my kind lyk soos toe al ek het afgesit vir ek weet nie toe het ek nog vir die stryk op haar kop gesit, maar Jesus, hulle het vir my hulle kombers en missies en alles was sulke lelike strepe. Dis ek net dit pas nie by my estetiek nie. Ja, Okay. ek kan nie onthou wat het ek nog. Wat sal jy sê was 'n mors van geld? Soos wat jy gekoop het vir jou baba. Ek dink nie ons het al regtig iets gekoop wat ek gevoel het is 'n mors van geld nie. Alles wat ons het ek al regtig soos gebruik van gemaak, sal ek sê. 'n mors van geld. Net die feit dat soos ek sal nie, soos as jy nie kan nie en wat ook al moenie 'n nursery soos 'n nursery met 'n kot en alles soos van die begin af nie. Soos ek weet dis lekker om dit te doen en soos as jy kan jy, maar moenie soos voel jy's 'n slegte ma as jy dit nie kan doen En nie. daai mense soos ons het 'n bedside nursery en soos dit werk vir my net Want jy super gebruik dit lekker. actually. Ja. En ook dis net vir my soos ek sou glad nie 'n oog kon toemaak as sy nou al in 'n ander kamer moes slaap. Soos ek is net ek weet nie, die bedside nursery werk vir my amazing. Obviously wil ek hê sy moet soos haar eie kamer hê en goed, maar vir nou werk die bedside nursery vir my baie lekker. Ja. Okay. Watter roetine sal jy sê het die meeste gehelp? Ek sal sê ons 5 uur badroetine doen ons al letterlik van soos 2 weke postpartum af en dit hou my net sane. Soos al is my dag chaos, dan weet ek okay van 5 uur af is dit hoe my aand lyk. En dit het my net super baie gehelp. Ek weet nie, maar ja, dit het ook vir my omdat ek in die aand 'n bietjie meer angstig voel as gewoonlik, het die aandroetine definitief soos baie stres van my afgehaal. So ja. Ek dink net weer daai van soos moenie noodwendig soos dis nou een ding om soos te sê okay 5 uur begin die aandroetine maar soos as jou baba wakker word om die eet bly sleep Ja, dit is 'n baie goeie. sonder om tyd aan dit te koppel. En dan ook die Huckleberry app Ja, wat jy goed daai kan app wat jy trek. vir my gesê het, dit was amazing. Want wat ek met Nina ook agtergekom het nou, sy's nou amper 7 maande oud, maar elke keer as sy gaan nap het ek dit getrek en toe het ek gesien in die oggende slaap sy 1/2 uur, dan slaap sy 2 ure en dan slaap sy weer soos 40 minute Ja. wat ook al. So dit help net om jou
kind of 'n routine te sien. Ja. Ek sê saam met jou, daai app het my verskriklik baie gehelp. Ek was aan die begin baie meer consistent met soos doeke en alles trek. Obviously doen ek dit nie nou meer nie, maar soos ek sê, dis baie soos effektief as jy hulle slaaproetines wil uitfigure. Selfs die borsvoed ene, want dan kan jy sien aan watter kant het sy laaste gedrink. Dit het my baie gehelp, ja. En ek het ook gesien mense sit 'n rekkie op hulle arm. So kom ons sê byvoorbeeld sy het aan links gedrink, dan sit ek 'n rekkie links in my arm, dan weet ek sy moet regs drink. Okay. Ja, dis 'n baie lekker idee. Het jy 'n idee vir 'n recommendation van die week? Ek gaan dood eerlik wees. Ja. My soundmasjien. Want julle het my baie uitgefreek oor my soundmasjien, het ek vir 'n hele rukkie my soundmasjien gebruik het. Ja. En vandat ek soundmasjien gebruik, nou slaap nie na nie. Ek het gisterand ook, ofwel gister stort ek en ek hoor die soundmasjien toe Michael die kamer deur oopmaak. Ek soos Michael, het jy die soundmasjien aan? Ek gaan vir Janay sê. Jy sê en jy weet hoe harde tyd het ek my gegee. Ja, so hy het ook gisterand die soundmasjien aangesit. So anyway. Het jy beter geslaap? Ons het nie deur die aand aangesit nie. Hy het net sy het 'n nap gevat. Dit het gehelp. Sy het aan die slaap geraak, so ja. Ek probeer nou dink, wat is my recommendation? Kan ek dit gou iets sê? Ja. Want dit soos my ma het ons gesê soos dit klink soos 'n chanting of Ja. wat ook al. Ek soos wel as dit my kind aan die slaap maak, sal ek saam sing. Nee, yesterday. Wat het ek die laaste tyd gebruik wat 'n goeie recommendation is? Ek het nog een. Ja. Of wil jy hom gebruik? Wat? Die sleep, die Die nursing pillow in die kot, ja, of even as hulle regop sit om dit dis al agter hoe hulle. dan nou slaap. Dis amazing. Ek het ek kan nie eens onthou hoe dit gebeur het dat ek die nursing pillow in die kot in die bassinet gesit het nie. Maar toe ek kan nie eens vir jou sê hoe dit gebeur het dat ek dit daar insit nie, maar toe los ek dit daar binne en toe weet jy hoe dit gebeur? Sy het verkoue geraak en sy het 'n super erge nasal drip gehad en sy wou nie slaap as sy nie bietjie teen 'n angle is nie. En Michael sit toe die een aan die nursing pillow in die kot laat sy bietjie teen 'n angle lê soos dat ons die sinus drip nie soos heeltyd, ek weet nie. En toe slaap sy actually en toe van daar af toe los ek die nursing pillow in die bassinet. So dis nogals amazing. Maar iets wat ek ook sal sê is 'n lekker soos baba carrier. Nou die dag toe ons gewerk het, soos Kyra wou net heeltyd in die arms wees en sy was moeilik, sy wou nie slaap nie. Soos in haar pram slaap nie en toe het ek net soos in die baby carrier gesit en dit was nie eers soos 2 minute nie toe sy aan die slaap. En dan het jy darm jou hande vry om soos iets gedoen te kry. So ek sal sê, ja, dis my recommendation. Die baby carrier is vir my lekker. Maar soos as hulle bietjie ouer is, waar daai wrap, as hulle soos 'n newborn is, just ek het 2 wraps. Die enigste ding is, die wrap is vir my soos baie admin. Ek weet nie, soos om dit aan te kry. Dit is comfy. Ek het dit een keer getraai, maar ook dit was ongemaklik oor my maag, maar dit was toe was ek soos baie freshly soos postpartum, so dis my hoekom. Maar ja, en dan obviously my recommendation is ook gaan try ons koffie. Soos kry ons koffie, drink dit. Ek het 'n vriendin wat nou die dag vir ons 'n boodskap gestuur het en gesê het sy het soos terwyl sy soos want sy is 'n juffrou, as sy merk dan luister sy ons podcast en sulke goed. En ons het al baie comments gekry van mense wat soos sê praat oor hierdie of doen dit of wat ook al. En soos ek love it, want dit voel vir my soos ons doen nie hierdie net soos ons wil dit nie net vir ons doen nie. En selfs met die koffie ook, soos ek dink dis regtig net soos nog 'n manier hoe ons mense kan deel maak van die podcast en dis regtig wat ons idee agter dit is. Dit is 'n community. Ja. En so bygesê, mense moet bietjie weer soos vir ons sê die topics waaroor hulle wil hê ons moet gesels. Ons voel bietjie meer soos geneig om oor moederskap te praat want ek voel as ek 'n question box opsit is dit maar meeste van die vrae wat opkom. So ja, maar ons is oop om oor enigiets te gesels soos everyday life goed. Dit hoef nie noodwendig moederskap te wees nie. Soos wat ek sê, moederskap is net die fase van lewe waarin ons nou is, maar ons het al baie ander goed in ons lewe deurgemaak en I mean ons gaan soos ook goed deur wat ander mense deurgaan wat nie noodwendig maas is nie. So ja, ons is oop om oor enigiets te praat. So Okay. Gaan ons gaan ons volgende week praat. Gaan ons 'n part 2 van hierdie doen of ek nie? wonder of ons is
Of weet jy wat, kom ons sit actually 'n question box op en hoor bietjie waaroor wil mense hê ons moet praat. Ook ons is besig om te werk daaraan om gaste soos op die podcast te kry of na mense toe te kan gaan en hulle te interview. So ja, dit gaan net 'n bietjie tyd vat, maar vir tyd en wel kan ons dalk 'n question box opsit en hoor wat dit is wat mense wil hê ons oor moet praat. Ja, ek dink dis wat ons kan doen. Cheers vir eers, dis koffie Wat was met dit oor doen? Cheers vir eers, dis koffie vir twee.